seun van God het nog geleef. O Jesus doen dit weer. O Jesus doen dit weer. Ja, hierdie geslag moet Ek groet u elkeen in wonderlike naam vir ons Here Jesus Christus, waar ons weer saam met 'n boetie of 'n sussie, en vandag is dit 'n sussie van my in die Here, kom gesels en deur haar getuienis, deur dit wat die Here vir haar gedoen het, daardeur wil ons graag u stig. Ons wil u graag bemoedig daardeur. En ons wil u graag dan daardeur bewys dat niks is onmoontlik by God nie. En nie een van julle, nie een van ons is te oud of te jonk of te dit of te dat om vir die Here 'n slag te slaan nie. En vandag het ek my sissa Wendy saam met ons. Wendy, baie dankie. Jy moet nou 'n bietjie vir die kykers sê, wie's Wendy? Baie dankie, Andries. Dit is vir my 'n goddelike voorreg om weer te sit en te praat oor wat ek doen. Wendy is 'n vrou wat in St. Laurispas gebore is en groot geword het. Die Here het my 2017 op 'n bed in Grootskeer neergesit. En daar het die Here my kom praat terwyl ek so baie bang was. En 'n belofte aan die Here gemaak om Andries dat wanneer die Here my deurneem deur hierdie groot 10 ure operasie wat ek moes ondergaan met my hart, dat as die Here my daar deurneem, sal ek vir hom doen wat hy ook al wil hê ek moet doen. En die Here gee my 'n skrif voor ek onder narkose gaan. Gee die Here my 'n skrif van die herbouing van die mure van Jericho met die gebreekte bakstene. En toe ek in die hospitaal uitkom, was dit onmiddellik wat ek mee begin het, want ek het geweet dit is wat die Here wil hê ek moet doen. So ja, Andries, ek werk met die dwelmverslaafdes, drankverslaafdes, waaraan ook al jy verslaaf is. Ek werk daarmee in St. Laurispas. So jy doen baie counseling, maar Wendy, ek wil vir jou vra dat voor dit was wat het gebeur dat jy in die hospitaal beland het met die hart? Andries, ons het die familie ding, rheumatic heart disease, en ek is die jongste kind van 7. So my oudste suster het dit, my derde oudste suster het dit ook gehad, beide van hulle is al huis toe geroep, en ek het dit nou ook gekry. Maar myne was ontdek op 'n baie laat ouderdom, toe het ek nou al my kinders, en ek is al getroud, en al so meer. En die simptome was baie na aan asma. So ek het vir 'n baie lang tyd asma pompies gebruik, en dit het die hart net meer verswak. En in 2017 was daar 'n opening vir my, en ek moes dit gryp, om 3 hartkleppe te vervang. So dit is basically hoekom ek daar beland het. Jy weet, ek glo, en ek weet dit, en jy sal nou bydra daarby en vir my bietjie kom aanlas, kan ek maar sê. En dit is dat die Here het nie net ons elkeen by die naam geroep nie, maar hy het 'n doel vir ons elkeen. Amen. En die vyand probeer wat in sy vermoë om daardie roeping wat God op ons lewe geplaas het, te probeer stop. En daai was definitief een van daai goed, jy weet, wat hy probeer het en sê, hoorie, jy gaan nie doen wat die Here eintlik wil hê jy moet doen nie. En ons moet net gehoorsaam wees. Amen. Maar dan wil ek sê, die ander ding is dat jy moet hoop hê, jy moet geloof hê, jy moet vertroue in die Here hê. Nou, Wendy, hoe het jou man dit ervaar toe jy nou daai hartkleppe se vervanging moet doen? Hy is die stil een van die 2 van julle. Maar ek sien hom as 'n ondersteunende persoon. Ja, Pastor Andries, hy is baie ondersteunend. Natuurlik was hy mos nou baie bekommerd, en hy het hom bitter stil geraak in daai tyd. Ek was vir 'n week mos nou in die hospitaal gebly, waar hulle wil ek amper sê preparations gedoen het, waar hulle naalde in jou mags, die al sulke goedjies doen met jou. En dan eers die week daarna was ek gedoen. En my man was meeste van die tyd op die pad gewerk, wat vir my 'n baie goeie ding was. At the time. En die rede hoekom ek vir pastoor so sê, is dat hy sou my baie op my senuwees gemaak het, dink ek, omdat hy so 'n beskermende mens
was en dink altyd hy kan mure vir my versit en berge versit en dinge vir my regmaak. En hy het nie verstaan dat in daai geval kon hy eintlik niks aan my doen nie. Hy kon niks vir my doen nie. Ja. En pastoor Andries, toe ek gaan vir die hartoperasie, was ek reeds by die Here. En my geloof was iets besonders. My oom, hulle wys vir jou wat hulle vir jou gaan doen. En so hulle sny jou borskas oop, hulle haal jou hart uit, hulle werk daar in die ys met jou hart en hulle sit hom terug. So dis 'n baie groot operasie, maar ek wil vandag vir u sê, pastoor, dat die Here het my so wonderlik geneem deur al dit. Weet jy, dit was soos sienende blind. Ek het gesien wat hulle gaan doen, wat hulle wys, maar dit het nie kop toe gegaan nie. Ek het gehoor wat hulle sê, maar dit het my nie geraak nie. En daarvoor is ek vir die Here ewig dankbaar. Daar's 'n ander ding, pastoor, wat ek vir u wil sê, dat die Here was regtig saam met my. En die Here het 'n plan gehad vir my lewe. Die Here ken ons beter as wat ons onsself ken. Hy weet waar ons sterkte lê en hy weet ook waar ons swakpunte is. En Pastor Andries, ek het nooit gedink dat ek hierdie goed sal doen wat ek doen nie, pastoor, want jy weet, toe die Here my hierdie opdrag gee, het hy my nooit een keer verlaat nie. Ek het in die operasiesaal gelê, ek het die Here 'n belofte gemaak aan die Here, en voor ek onder narkose gaan, ek kan mooi onthou, pastoor, my ma se suster, my niggie, Zenith, werk, sy doen die narkose daar, at the time, daar in Grootskere in die Harteenheid. En sy kom haal my, sy sê vir my, Nig, ek kan nou nie by jou staan nie, ek kan nie die hele tyd daar wees nie, maar hulle noem het uitlê, dis nou die eerste inspuiting. So ek gaan vir jou uitlê, dan neem ek jou in, en voor ek in die beswoiming gaan van narkose, kry ek 'n skrif, en dit was die skrif, in Nehemia, van die gebreekte bakstene. En pastoor, ek het dit daar gelaat, ek kon nie verder droom nie, want ek is nou gou onder narkose. Toe ek regkom daar binne, die eerste ding wat by my gedagte kom, was daar dieselfde skrif. En ek het geweet, dit is wat die Here, at the time het ek nie geweet nie, maar ek het geweet die Here het 'n plan met my lewe. En nadat ek huis toe gekom, alles het so gou gegaan. Pastoor, my recovery was baie gou. My huis toe kom was net so gou. My rehabilitering by die huis, dis nou gesond word by die huis, was net so gou. En jy weet, die eerste Dinsdag nadat ek van die maand wat ek niks kon beweeg by die huisie, moes ek by ons lokale kliniek gaan om die wond te laat ondersoek. Pastoor, en daar op die treinspoor, ek moet so oor 'n treinspoor loop, en daar sit 'n jong man, sy naam is Gino. En ek vra vir hom om my net te help om oor die spoor te loop, my hand vas te hou. En hy sê vir my, is reg my auntie, ek stap saam met auntie kliniek toe, en so kry ek 'n geleentheid. En dit is wat die Here doen, pastoor, wanneer die Here jou 'n opdrag gee. En ek vra vir hom, Sena, wat doen jy vir 'n lewe? Sit jy nou heel dag, elke dag op die spoor? Hy sê vir my, auntie, ek tik. Ons is 4 wat in die ding verslaaf is, en so. Ek sê, en Sena, wil jy regkom? Hy sê toe vir my auntie, baie graag, maar ek weet nie hoe nie. En ek sê vir hom, okay, dis die Dinsdag. Ek sê vir hom, kry julle 4 my môre hier by die gemeenskapsaal. En dit is waar alles begin het. So dom soos wat ek was in die ding, ek het niks geweet, ek het nie geweet wat om met hulle te praat nie, wat om met hulle te doen nie. So my eerste paar weke was net gebed. En so het die Here my al meer en meer sterk gemaak. Pastor Andries, ek kan nie vir u sê hoe baie vinnig ek gesond geword het nie. Want daar was 'n werk vir my. En as 'n mens sê dat die Here jou 'n opdrag gee, pastoor, dan gee hy vir jou al die tools, so jy gaan nie sukkel nie. Amen. Jy gaan nie sukkel nie. Amen. In die eerste plek het ek uit my huis uit vir hulle kos gemaak. My man het gewerk by ALE, abnormale company, waar hulle die groot turbines doen. En die company het toegemaak, hy het toe gaan casual by Checkers. Ek wil hê, jy moet die Here se hand in die hele verhaal hoor. En hy daar gaan casual, en hy het 'n one-on-one met hulle HR gehad, en die man vra, hoe gaan dit met by jou huis?
Wat doen jou vrou al die goed? En hy vertel hulle toe, sy vrou bring hom eintlik deur, want sy gee kos vir die mense. En hulle sê toe, maar sê jou vrou moet kom en NPO stig en dit bring. En so het dit alles begin daar. Ek het toe kos ontvang. Tot die einde April was ek nog altyd geseënd met kossies by Checkers. So ek kon nie net my groep onderhou met kos nie, maar 'n wye groot klomp mense. Tot op plase, oral kon ek help met die kos. Wat my laat ek het nou met my rehabilitasiegroep betref, Pastor Andries wonderlike uitslae, stunning results, alle eer aan die Here, Amen. niks deur my nie. Jy weet, ek het so begin en daar kom Pastor Clemens en die kerk bied toe nou die Bybelskool ding aan. At the time het ek die geld gehad. En Pastor Clemens sê vir my, dis okay, Sister Wens, ons betaal jou sertifikaat. Dit was fenomenaal, ek is toe so honger gewees, want ek wil weet hoe om met die mense te werk, en ek het aangegaan, en die een na die ander eksamen afgelê, en wonders bo wonders. Vandag is ek counselor, wil ek amper sê. Ek doen my meestersgraad die jaar, Amen. en die Here is uitermate goed. Ek wil ook aan u 'n paar getuies gee. En ek het 'n vroukie daar gehad by my. Sy het saam met my begin 10 jaar gelede. En daai vrou is 'n pastoorsvrou vandag. Ek het nooit gedink sy sal ooit regkom nie. Dan het ek 'n vroukie het ek nou die dag ontmoet net voor ek hiertoe kom. O, pastoor, ek gaan nie name noem nie. Maar sy was een van hulle wat daar was net nie hoop nie. Vir jou het het gelyk dat die vrou, ek weet nie hoekom sy kom nie. Miskien kom sy net vir die kos. Maar tot daartoe ek het gedoen, ek het ook in my gedagte onthou en geweet dat die woord van die Here sê dat sy woord kom nooit ledig terug nie. Amen. So ek het gewerk met hulle in alle fase. Ek het hulle uitgeneem, ons het baie dinge gedoen. Sodat hulle weer mens kan voel, pastoor. En ek kry vir haar in YouSafe die ander dag, gered sy en haar man. Voor ek daar weggesê, sy vir my, Auntie, ek gaan vir jou trots maak op my. Ek het maar net gesê, ja, is okay. Want dit het onmoontlik vir my gelyk, pastoor. Maar die Here bly die Here. En dit is vir my wonderlik om te weet dat wanneer hy sê, wanneer mense jou afskryf, skryf hy jou op. Amen. Wanneer jy jouself diskwalifiseer, kwalifiseer hy jou. Sure. En dit is vir my fenomenaal om te sien, pastoor, hoeveel mense ek deur die genade van die Here en die hand van die Here kan help om weer hulle lewens terug te kan kry. Ek lees nou met 'n boek van Bessel van der Kolk. En hy praat van the body keeps the score. En dit is so waar, dat dit is nie die trauma waardeur jy gaan, wat vir jou traumatiseer nie. Dit is jou liggaam. Hoe jou liggaam die trauma hanteer. Dit is wat die trauma veroorsaak. Hoe jou liggaam dit hanteer waardeur jy gegaan het. Dat is hoe jy reageer. Hoe jy reageer Ja. op dit. En pastoor, daar is so baie, dit is vir my altyd so seer dat mense na 'n verslaafde kyk soos wat hulle kyk. En die name wat vir die kinders gegee word. Pastoor, ons baie weet nie waarvandaan af die seer kom nie. Maar as ek profiele doen met my span, dink ek nie daar's 'n mens wat nog staande kan bly aan die ander kant vir dinge waardeur hulle gegaan het nie. 'n Mens staan nie net een oggend op en jy besluit ek wil 'n tik-op wees of ek wil 'n drank verslaafde of wat ook al wees nie. Iets dwing jou na dit toe. Dit kan uit die huis uitkom, dit kan van die skool afkom, dit kan van 'n man afkom. En ek werk met groot mense. Groot jong manne en vroue wat al kinders het, wat al die goed het. Daar kom ook 'n tyd wanneer ek die kinders moet wegneem van die ouer af. Maar ek verduidelik vir die ouer baie mooi, want die kinders kom in meeste van die gevalle, is hulle die wat swaar trek onder die ding. So, dan neem ek hulle kinders weg vir 'n tyd
En dan kyk ek maar hoe hulle, of hulle bykom, of wat, om weer net die kinders terug te bring. Maar wat ek ook doen is, ek sit nie die kinders in die sisteem nie. Ek kyk of daar nie 'n familielid is, wat vir my kan help, om die kind te kan hou. Want ek wil nie die kind vervreemd van hulle ouers of van hulle mense nie. So dit is maar basies waaroor het gaan, en met die help van die Here, Pastor Andries, vertrou en glo ek nog op die Here, dat hy vir my 'n plek sal gee, waar ek 'n rehabilitasiesentrum, of 'n halfway house, kan gebruik voor, of kan opsit. Want ek wil ook van die geleentheid gebruik maak, Pastor Andries, om met die ouers van die kinders, wat verval het in die drugs, of die broers, of die susters, die families, dat wanneer 'n kind van die rehabilitasiesentrum afkom, dat hulle die kinders met meer liefde sal behandel, en meer respek, en sal verstaan, en hulle sal inneem met liefde. Ja. Jy weet, ek glo, en ek wil vir jou sê, baie goed verstaan ek wat jy sê. Ek is self baie lief om te deel met daai mense, maar dit is nie my bediening om met drankverslaafdes, dwelmverslaafdes te deel nie. Dit is nie my bediening, dit is jou bediening. Ja. Maar die groot ding is, veral as jy met volwassenes werk wat verslawend is dit vir my eerste prioriteit daai kinders. Ja. Want dis hulle wat die swaarste kry daaruit. Ja. En dit is fantasties om te hoor dat jy sê, jy weet, die mense praat baie van die sisteem. Ja. En wat word van daai kindertjies in 'n sisteem? Wel, pastoor, die sisteem is mos nou eintlik die welsyn. So wanneer jy in die welsyn se hande kom, plaas hulle die kinders uit. Hulle hou die kinders vir 'n tydperk, sal ek sê van so 2 tot 3 maande. Maar terwyl hulle die kinders daar hou, moet die ouers werk maak aan hulle self. In elk geval, dit is wat in my groep gebeur. So nou werk ek met die ouer en ek kyk hoe lyk jy na 3 maande. As die 3 maande en jy het nog geen verandering of wat nie, dan word die kind in 'n tehuis geplaas, waar daar 'n mens kom wat die kind 'n veilige huis noem ons dit. So die mense kom dan en sê, okay, ek gaan die kindjie neem, veilige hawe, en ek gaan haar vir, kom ons sê, die eerste periode is 3 maande, 6 maande, dan is dat 2 jaar, wat ons die kind so ding is. As die ouers nie regkom, in die tyd waar die kind in die, laat ons dit nou maar in die pleegsorg geplaas word, en die ouer kom nog nie reg nie, dan sit ons die kind in 'n permanente, dit is pleegsorg, wanneer ons jou in 'n permanente sorg van 'n pleegouer sit. Dit is die verskil tussen die veilige hawe en die pleegsorg. Jy weet, Wendy, as ek my so na jou luister, dan besef ek ook die persoon of die persone wat jy nou kry en julle rehabiliteer hulle moet ook hulle kant bring. Ja, definitief. Want as hy nie wil of as sy nie wil nie, dan gaan dit nie, want dit is tog wat God vir ons in sy woord sê. Hy sê, as jy wil, sal hy. Ek, ja. Jy weet, en dis waaroor dit gaan. En ek dink baie keer het God gesê, hoekom het ek die mens sy eie wil gegee? Ja. En dit is wat ons grootste foute maak, is daai eie ek. En dit is die eie ek wat die wil is. Ja. Jy weet, as jy net begin besef, dat jy moet die Here vertrou. En soos jy nou gesê het, baie mense verval in dit as gevolg van iets wat gebeur. En as jy werklik jou kinders groot maak in die weë van die Here, gaan die kanse dat hierdie goed gaan gebeur is baie skraler. Ek wil vir jou sê, 'n ander ding is dat jy weet, ons almal weet dat wanneer hulle so aan dwelm verslaaf is, dan steel hulle alles om geld te kry. Want ek weet, ek en my vrou het op 'n stadium met gesin gewerk, met 2 seuns en nog 'n ander gesin met 2 seuns. En die pa het hulle totaal uit die huis uitgejaag. Hulle mag nie eens in die erf gekom het. Ja. Jy weet, en ek wil sê, ek wil dit verstaan aan sekere mense se optredes. Maar ja, dis moeilik, jong. Ja. Want dit bly jou kind. Ek meen, ons het 'n pragtige persoon hier in ons gemeente wat die Here
opgetel het en ek meen, daai man is nou werklik 'n voorstander van baie ander. Het jy al ooit gekry dat wanneer jy 'n persoon werklik 'n pad mee gestap het, net gerehabiliteer of sy het gerehabiliteer, laat kom en sê, eers Tannie Wendy, ons wil saam met jou iets doen, ons wil ook hierdie mense help. Het jy al iemand gekry wat nou na die tyd teruggekom het en sê, hoorie, hulle wil ook deel wees van hierdie span van jou? Ja, ek het 4 van hulle nou by my, wat vir my help. Die wat gerehabiliteer het, wat nou heeltemal skoon is, hulle help vir my. So hulle help nou vir my kos maak, hulle help vir my, ek laat vir hulle soos motivational speech doen in die klas en so meer, en dit werk baie goed. Ek wil net gou met hom Andries ietsie deel. Daar is die seun, ons gaan nie name noem nie, en ek het vir hom weggestuur vir rehabilitering, en hy wil baie graag regkom, en hy het gegaan. Hy het die mooiste mens teruggekom. En dit is hoekom ek so 'n ernstige beroep op die mense doen wat agterbly. Hy het gered, hy het homself sy hart vir die Here gegee, hy het mooi aangegaan, en toe hy by die huis kom, toe hy daai dag toe hy ontslaan was, die eerste ding wat hy doen is, hy kom na my toe woon ek alleen Somerset. En hy kom na my toe en hy sê vir my, Auntie Wendy, dit is hoe ek lyk, ek wil net vir jou kom dankie sê, dien die Here al die, sê seene al die eer aan die Here. Maar hy vra vir my dankie, want dit was baie sukkel, dit is eintlik hoekom hy vir my dankie sê. En pastoor, toe hy by die huis kom, toe wil niemand omheen nie. Sy maat nie plek nie, sy susters het nie plek nie, die familie, niemand wou omheen nie. Die enigste mense wat jou dan verwelkom en die liefde gee, wat jy moet hê, of wat jy wil hê, is jou gemeenskap. Kyk, hulle maak dan nou hulle eie kampie, hulle eie gemeenskap, en die dwelmverslaafdes trek hom toe weer in. Dit is die enigste plek waar hy vanaand sy kop kan gaan neersit. Dit is die enigste plek waar hy kon weer liefde vind, want hulle is lief vir mekaar. Pastor Andries, daar is van ons wat sukkel, en ek gaan nie vir jou help, of omsien dat jy ook ietsie kry, die sak uit die, maar die mense, en dit is wat ek by hulle leer, hulle sorg vir mekaar, hulle gee om vir mekaar, al is dit die verkeerde goed, maar die gedagte dat hulle so erg is oor mekaar, en die Wendy ding is nog nie hier nie, sy het nog nie kos gekry nie, of jy weet goed soos daai. So dit is my rede hoekom ek het so klem lê, want nou moet ek weer van vooraf moet die arme seun werk. En ja, ek verstaan, die kinders maak mense harte seer, hulle steel jou rot en kaal, hulle, maar die Here het vir my en vir u ook 'n kans gegee in die lewe, pastoor. Dit is soos die verlore seun. Ja. Sy het vir Evan gesê, hulle moet ook hulle kans bring. Ek sê vir hulle dit elke dag, die verlore seun het daar in die vark, tussen die varkpele, het hy tot homself gekom. En hy het daar besef wat sy pa het, wat daar by die huis is. Ja, ons ouers sê dat die breedte, ons sit nie in goue kalwe en kalvers en lammers en goed word geslag nie, maar daar's kos elke aand. Ja. Daar's 'n dak elke aand. Jy's veilig in jou ma se huis elke aand. So ek vertel vir hulle hierdie goed. Meeste van my werk is Bybels. Meeste wat ek doen is Bybels. Dis hoekom ek 'n geestelike sielkundige is. Want alles wat ons vandag doen, is daar 'n antwoord voor in die Bybel. Oh yes, amen. Ja. Amen. Ons is nooit verlore, solank as wat ons die Bybel het as ons 'n guide nie. 'n Pastoor, en ek wil 'n beroep doen aan elke ouer, 'n familielid, wat 'n kind of kinders of 'n man of 'n vrou het, wat verval het in die drugs. Vra die regte vraag. Wat het met jou gebeur? En nie hoekom lyk jy so nie, en nie wat het van jou geword nie. Vra net, wat het met jou gebeur? Want as 'n mens daai vraag vra, Pastor Andries, dan sal jy hoor hoekom ek is waar ek is. Sure. Wendy, ons tyd opgeraak, maar ek wil vir jou sê baie dankie. Dankie, dit het ek glo dit vir baie van die kykers daar buite 'n groot verskil gemaak. En ek wil vir jou sê, terwyl ons nou gaan groet, wat sê die woord van die Here? Die grootste van alles is die liefde. Yes.
En kom ons openbaar werklik Ja, dit wat Here. God vir ons gedoen het aan die kruis, die liefde, die grootste offer ooit. Ja. Kom ons openbaar die liefde aan mekaar, aan ons kinders, aan daai een wat jy sien. Ja, baie sê hulle wil nie dit doen of dat doen vir Ja. daai mense nie, want hulle gaan in elk geval dwelms. Ja. Kom ons bly, as jy dan nie wil Jesus. finansiëel by, maar kom ons begin bid. Halleluja. Kom ons begin bid. Ons Amen. bid vir mense soos Tannie Wendy, my sissa en haar span, en ons weet die Here gaan hulle deurdra, die Here gaan hulle krag gee, leiding gee. Ek gaan julle nou groet tot 'n volgende keer. Baie dankie vir die saamkuier. Totsiens. Wendy, gaan jy vir ons afsluit met 'n gebed? Amen. Halleluja. Baie dankie, Here. Vader, in hierdie middaguur kom sê ek vir u baie dankie, Here. Jesus. Baie dankie vir 'n goddelike voorreg om weer ons harte te kan uitpraat, Here. Ja. Dankie vir die voorreg, Here, wat ons het om te werk met mense soos hulle wat verval is, Here. Here, hulle is ook deel van u skepping, deel van wat u gemaak het, Here. Vader, my gebed in hierdie middaguur is, Here, dat u vir ons 'n plekkie sal instuur, Here. Here, waar ek hulle almal by mekaar kan hê en waar ek kan werk met hulle soos wat ek moet doen, Here, soos wat u dit van my verlang. Here, seën hierdie TV-kanaal, Here, seën Kruiskyk, seën die opname, Halleluja. seën Pastor Andries, Here, vir wat hy doen. Here, vir hulle wat die opname doen, kom seën hulle, Here. Here, my gebed vanmiddag is ook aan die ouers, Here, wat met dwelmverslaafde familielede sit. Here, dat u hulle die liefde in hulle harte sal gee, Here, in die magtige naam van Jesus, my God, Halleluja. met baie danksegging. Amen en amen. Amen.